Die Hebreërskrywer sê in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. Uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy is net so verheerlik oor die engele as wat die naam van wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. En dis die Here wat hy daardie voortreffelike naam van Jesus Christus deur sy Gees na julle toe kom as hy sê, daar is genade en vrede vir elkeen wat soek om te groei in sy geloof in Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here met ons lofprysing en aanbidding. Oh
weet wie dit geskryf het nie, daar was 'n legende dat Paulus het geskryf het met die teologie. Dit is glad nie in ooreenstemming met Paulus se teologie nie. So, daarom die mense later net aanvaar, dit is 'n onbekende brief wat hulle opgespoor het, wat iemand geskryf het aan 'n groep Hebreërs, dit wil sê aan 'n groep Jode, wat Christene was. En jy sal sien, die hele Hebreërbrief fokus rondom die offer van Christus en die belangrikheid van die offer van Christus en hoe dit staan teenoor die offer van die Ou Testament, van die tempel, en dat die offer van Christus baie belangriker is. Kom ons bid saam. Here wat altyd by ons is in ewigheid, wil U ons vul met die volheid in hierdie oomblik van tyd. Laat die Gees vanoggend, Here, deur ons Gees waar, die waarheid van die verlossing in ons harte kom saai. Mag ons vanoggend aangeraak wees deur die volheid van die Gees. Mag ons nie net lees van waarheid en woorde nie, maar gaan leef met die Gees, vele woorde wat in die woord na ons toe kom. Mag ons gaan met elke letter van die woord gaan herkou. Ons geloof daarop uitbou. Laat ons leer om ook die moeilike, ongemaklike dinge van die geloof te verteer. Dit oor en oor te bedink en diep in ons harte te laat versink. Mag ons geloof groei. So saad wat ontkiem en in die pragtige blommepracht groei. Ons is gereed, wagtend om die volle waarheid te vind. Amen. Paulus skryf daar Hebreërs 5 vers 11. Hy sê in verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle dit in hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe kan nie saampraat oor wat reg en verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wanneer ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons dan nie stil staan met die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons wil nie opnieuw die fundament lê deur te praat oor die bekering uit 'n leefwyse wat tot die dood lei, of oor geloof in God, die leer van die doop en die handoplegging, die opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Ons sal dus verder gaan as God dit toelaat. Vir Paulus en my sê, dis die basics. Ons gaan nie net met daai basics besig wees. Basics is die doop en die dood en die opstanding en die ewige oordeel. Dis basics in die geloof self. Ons moet verder gaan. As jy 'n babatjie is eet baie maklik. Jou voeding bestaan meeste van die tyd uit melk en purity. En later 'n bietjie sagte groente en vrugte. Jy hoef nie te kou nie, jy hoef nie te dink daaroor nie. Jy moet net skik wat vir jou gevoel word. Maar dan kom 'n tyd waar die fokus skuif na die inneem van vaste kos. En dit is belangrik om vaste kos te leer eet, want ons moet leer kou. Ons moet ons skaapbene en ons stande ontwikkel en versterk. Ons liggame het bestaan en vaste kos nodig vir die ontwikkeling en groei, want ons het 'n sterker beenstruktuur nodig en ons het 'n liggaamlike ontwikkeling wat moet gebeur. Melk en purity gaan jy dit nie op die lang termyn gee. Om jou brein en jou liggaam te ontwikkel, moet jy die regte vleis en regte groente en regte vrugte inkry. Anders bly jou brein en jou liggaam die van 'n baal. Dis nie waarvoor jy bestem is. Dis ook nie gesond nie. Ongelukkig het baie mense, hulle kan hulle lewe lang op melk en purity in die geloof leef.
gesproken kan ek sê dit is al genoeg. Natuurlik weet ons net uit die genade en die redding van Jesus. Niks meer nodig om gered te word nie. Maar dis nie alleen goed genoeg vir die groei van jou gees nie. As jy nie vaste kos inneem om daardie geloof te versterk nie, dan praat ek nie van regte kos, ek praat van geestelike kos. Gaan jy oorrompel word deur wie wat ook al sê oor verlossing in Jesus en genade. Want jou gees het nooit ontwikkel om die werking van die gees in jou lewe te begryp. Jy sal nooit die grootheid van God en sy genade volledig begryp. Jy sal ook wees vir elke vreemde lering wat aan jou kant toe gegooi word en voel my daar stoor genoeg van hulle. Jy sal jouself nie die geloof kan verdedig nie, want jy nooit genoeg kos en kennis opgedoen om dit te doen. Jy het 'n baba gebly in die geloof. En babas kan nie geredeneer oor geloof en redding en genade. Hulle is heel onkundig en die verlossing onder die genade van God so groot is. Een baba wat net so verlos word sonder groei en ontwikkeling en vaste kos, gaan nooit die dag onsself of haarself kan help. Ons is nie volgedier om babas bereidings van geloof te afneem. Ons het die kinders reeds in die kerk gedoop. Die kerk het 'n geleentheid geskep waar elkeen deur die katedese gegaan het tot by hierdie jaar se finale klas en geleer is op verskillende vlakke wat jy op daardie stadium kan hanteer. 'n Geleidelik word die standaard verhoog, want jy moet meer en meer vaste kos inneem. Soms is die kos 'n bietjie taai om te eet, alles jy by my klas gekry. Of miskien het jy gesukkel om dit te verteer. Maar telkens het jy weer agtergekom dat dit goeie voedsel is vir jou gees. Maar dalk toe jy klein was, nie vir jou sin gemaak het nie, maak dat nou hierdie jaar vir jou sin. En ek kan nou vir jou sê, wat dat nou hierdie jaar en hierdie oomlik nie vir jou sin maak nie, maak dat oor 10 jaar vir jou sin. As jy bly groei in die geloof. Miskien staan jy voor met die son. En jy voel soos ek gevoel het, toe ek belydenis afgeleg. Ek nie 'n klou waaroor dit gaan. Maar ek vir jou te bly. Ek kan van daar af groei. Jy kan jouself geestelik bereik. Hier in die kerk. In jou eie Bybel. Miskien nie jy iets wat jy moet koop op. Jy daar die kos nodig. Deur gereeld en meer en moeiliker vaste kos in te neem, word 'n mens sterker. Kan jy later self verantwoordelikheid neem vir jou lewe, sodat jy kan uitgaan en jou eie lewe daar buite kan gaan leef. Dis wat ons op die geestelike vlak vandag doen. Ons dra vanoggend die verantwoordelikheid vir jou geloof, dra ons aan jou oor, van die ouers af, of jou familie af. Ons gaan jou vra om die groei deur vaste kos wat ons tot nou toe vir jou gegee het, te gaan leef in die wêreld daar buite. Maar dit beteken nie dat jou groei hier, op hierdie oomblik moet eindig nie. Jy het nie klaar gegroei nie. Eers sagte kos gekry toe jy klein was, later het ons vir jou moeiliker kos gegee, vaste kos. Nou sê die Hebreërskrywer, nou is die tyd om verder te gaan. Nou is die oomblik wat jy moeite moet doen om te groei in jou gees, gaan verdiep jou nog meer in die moeilike dinge van die geloof.
Bestudeer die woord. Soek en soek elke dag om meer en meer dieper dinge oor God en geloof te leer. Weet ek het in die Letties Vrydag 78 gegrawe. En sy het my nog tot sy nie meer kon sien of hoor nie. En sy het my nog gereeld gedaan, of sy dit in die Bybel gelees. Kan ek vir haar sê wat sy daarvan moet maak. Dis iemand wat op 77 besef het, sy het nog nie klaar geleer oor God nie. Dat is nog. Een van die hartseer dinge om belydenis aflegging. Sy kinders dink hulle dit, as hulle belydenis afgeleg, hulle het heel gedoen by die kerk. Sy totaal misluk. Dan sien, jou bediening by die kerk begin jy vandag. Tot nou toe was jy betrokke, jy was in die katekese, jy was in die kerk. Want jou ma het gesê moet jy wees, of jou pa het gesê moet jy wees. Vanoggend staan jy op en jy sê, ek wil self die Here dien. Ek wil self my deel kom bydra by die kerk. Ek wil self Sondag erediens toe gaan om die Here te eer en te dien. Ek wil my hand opsteek en 'n bydra maak om 'n verskil te maak in die wêreld vir Jesus en vir kerk. Die weer gaan. Jy moet nog verder gaan groei. Jy moet terugkom hierdat jy nie weer geestelike voedsel kon kry. Weer kom nader oor die Bybel. Oor God, oor verlossing. Soos ek gesê het, die Hebreërskrywer sê die dinge wat vir ons moeilik is en waar ons stry in die kerk, dood, nederkoms, verlossing, daai goed, dit sê hy is basies. Jy moes lankal verby dit gewees het. Daar is baie groter, dieper, moeiliker dinge in die lewe, waaroor jy nie begin nadink. Laat elke oomblik van jou lewe 'n geleentheid wees om te leer oor God, oor sy betrokkenheid in mense. Leer oor God in lyding. En hou op maklike antwoorde gee vir mense wat ly. Leer oor God in krisisse. En gaan help iemand eerder wat in 'n krisis is. As om van buite af te kyk. Leer oor God in die hede en leer oor God in die toekoms. En leer oor God in die verlede sodat jy kan weet wie God regtig is. Dan kom jy daar eendag by dieselfde punt as Martin Luther. Wat gesê het, meer en meer oor God, minder weet hy van God. Want God, hoe meer jy oor God leer, hoe meer besef jy dat hy soveel groter is, as wat jy in jou lewe ooit kan dink. Ergens langs die pad besef jy dalk hoe ongelooflik groot God se genade is, om jou as baba te kon doop, of as jong kind te kon doop, en in te lei met sy gemeenskap. Jy besef die genade van God. Sy nagmaal. Wat jy dalk nog as 'n jong kind, wat kleiner in die kinderkerk kon gebruik, sonder dat jy eers geweet het wat beteken nagmaal. Wat God sê dit sy genade en die sakramente aan jou aangebied, al het jy nie verstaan wat dit beteken nie. God het sy genade vooraf gegee, nie na die tyd. As jy tyd spandeer in die lewe om dit te hoor, sal jy net meer bewus word van God se genade, sal jy hele tyd daar is vir jou. 'n Mens moet 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 'n m
Die sosiale media is vol van valsleringe, van kultusse en sektes, wat hulle boodskappe oordra. Weet nie, hulle dra hulle boodskappe nooit oor. Maar as jy regtig die inhoud van jou geloof ken, en kan vasstaan in jou geloof, kan jy die valse leringe binne elkeen van daardie raak sien. Maar weet jy, as jy nie die evangelie ken, as jy nie groei in jou geloof, dan daardie boodskappe vir jou baie aanloklik werk. Nie geval vir enige sekte of kultus of groep, wat net nice en aanvaarbaar na jou uitreik. Hulle is baie goed daarmee, om jy te laat thuiskom in hulle midde. Jy het nie nodig om daar pad te stap. En dit is 'n baie gevaarlike pad. Dit is 'n pad waarin jy jou identiteit in God verloor. Want sien, in 'n kultus of in 'n sekte, is jou identiteit suiwer gekoppel aan die identiteit van die leier van daardie kultus. Of die sekte. Nie van Christus nie. Nie daardie pad stap. Nie dagen aanvaarding soek. Want weet jy, hier word almal aanvaard. Hier is altyd plek vir jou. Hier sal elkeen in die gemeenskap jou help dra, jou ondersteun, jou met God se liefde en genade aanvaarding ontvou. Hier kan ons jou help om te groei in geloof. Ons kan jou weer en weer herinner dat God in hierdie ruimte genadig na jou uitreik. Dat hy jou reeds in sy genade aanvaard. Ons doen dit nie. Nie dat ons sulke nice en goeie mense is. Want ons sit elkeen maar met ons eie gebrokenheid hier saam. Ons sit hier wetende dat elkeen van ons onder die krag van die Heilige Gees staan. Nie onder ons eie krag. En dis hoekom ons mekaar kan dra. Want ons kan mekaar dra onder die krag van die Heilige Gees. Nog elkeen van julle vanoggend hulle lewe bou op die Heilige Gees. Mag die Heilige Gees elkeen van julle hier hou. Julle telkens weer terugbring om die genade van God te ontvang. Mag die Gees julle herinner dat julle moet bly groei en bly ontwikkel. Eet die vaste kos van die geloof. Dit sal julle sterk maak om die wêreld staande te bly. Amen. Openbare belydenis van geloof is om vir kinders van die Here die geleentheid te gee om vir die gemeente te erken dat hulle self verantwoordelikheid vir hulle geloof neem. So antwoord hulle op die beloftes wat hulle reeds in hulle doop, dalk selfs onbewustelik vir hulle gegee is deur God. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat ons met ons mond bely wat ons in ons hart glo, dat Jesus die Here is. Julle kinders wat vandag hier so belydenis aflê, beloof vanoggend om verantwoordelikheid te neem vir daardie geloof in Jesus, om selfs moeite te doen om daarin te groei, dit uit te bou, en om die hele tyd te soek na God wat julle beloftes vandag hoor en erken. Julle belydenis is dis nie 'n eenmalige antwoord hier in die kerk nie. Dis 'n lewenslange soek na God en sy ware. Here Jesus het voor sy hemelvaart al aan sy disippels die opdrag gegee om disippels te gemaak. En so het hy hom in Abraham verbind. Ook om ons te sien. Maar hy bind ons soos hy in Abraham verbind het om 'n seën te wees ook vir ander mense.
wat ons uitgaan. En die seën van God verder. Ons kan dit nie net los waar het is nie. Maar voor ons dit doen, moet ons jouself verantwoordelikheid vat vir ons geloof. Daarom gaan ek vra dat die kinders na vore toe kom. En dan moet daar by die tafel staan om die maklikste wees. Al 5 kinders na vore toe kom. Is dit goed? Goed. Ek gaan julle al die vrae vra, maar daar gaan ek elkeen persoonlik vra om te antwoord op die vraag. Hoe julle dat wat die Bybel ons leer oor God en Jesus en geloof, die waarheid en die volledige leer van die verlossing is? Geloof julle om altyd in hierdie geloof te bly glo en enige leer wat teen die Bybel is te verwerp? Bly julle dat Jesus 'n persoonlike verlosser is? Dat julle Jesus liefhet en dat julle hom altyd as verlosser sal bely, en aanvaar julle dat ons wat hier saam as medegelowiges is, die verantwoordelikheid het om julle te help om op die regte pad te bly. Goed, ek kan net uit hoe uit die boekies hier so. Ons gaan sommer in hierdie volgorde af. Ja, as eerste, ja, wat is jou antwoord? Vra dat jou ma net na vore toe kom op jou boekie, of jou pa, vore toe kom op jou boekie te teken, namens jou kersmark te steek, die jou te geef. Goed. Ek weet nie wat die volgorde die boekies is nie. Eide. Jy kan vir my as het nie so. Ja, ek kan jy maar voor en toe kom in die vers wat geskryf. Kijk, ja, ze lezen in de ook als het is. En Marcel, jouw antwoord. Ik weet niet zo, als je gewoon niet naar voren is gekomen,
vers wat te sê? Terwyl hulle hier staan met die kersens, ons vir hulle die seën van die Here sê. Brood is die gemeenskap met die liggaam van die Here Jesus Christus. Elke keer wat ons daarvan eet, by ons gemeenskap met Christus.
Jesus het na die tyd wyn gevat en 'n beker ingeskep. Sy disippels het gegee en gesê, neem, drink almal daarvan. Doen dit op my gedagtenis. Ja, nee. Hy sê, dit is die wyn, is die nuwe verbond, wat geseël is in die bloed van die Here Jesus. Elke keer wat jy daaraan drink, word jy in die verbond opgetrek. Vriende, kom ons die Here met ons op geval is. Vriende, kom ons sluit af op 'n slotsak, wat eintlik vir ons sê, hoe ons gaan hierdie lewe gaan as volwasse gelowiges. Ons kan nie sonder die Christus hierdie lewe wees. We'll be right back.
vriende, kom drink jy saam met ons tee. Jy kom geniet so 'n bietjie net die tyd saam met ons daar. Ook terwille van die katkesante, kom drink saam met hulle tee. Dan vier ons net so 'n bietjie hulle lydensaflegging saam. En ja, as jy huis toe gaan, hier vanaf kan jy weet, die Here Jesus is by jou om jou te beskerm. Die Here Jesus is binne in jou om jou te verfris. Die Here Jesus is rondom jou om jou te bewaar. Die Here Jesus is voor jou om jou te lei. Die Here Jesus is agter jou om jou te beskerm. En die Here Jesus is bo jou om jou te seën. Amen.